Goeie Vrydag. 'n Goeie Vrydag. Dis 'n goeie Vrydag. Alhoewel dit lyk asof dit donker is, asof dit lyk asof daar pyn is en dit lyk asof daar die duiwel die oorhand gekry het Vrydag nie gebeur soos die vyand wou nie. Hy het gedink dit is die regte ding om Jesus te kruisig, hy het gedink dit is die regte ding. Maar prys die Here. Ons noem dit vandag Goeie Vrydag. Because the blood of Jesus overcame for us. It's a good thing. Amen. Hallelujah. Ek wil met u praat vanoggend oor die sprekende bloed van Jesus. Speaking blood of Jesus. Hebreërs 12 sê die volgende. En ons het by Jesus gekom, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Ons het gekom by die middelaar wat van beter dinge praat as van Abel. Die bloed van Jesus het 'n stem en dit praat. Amen. Dit praat. Alles praat behalwe my klikker. Amen. OK. As hy. Miskien moet ek my klikker aansit. As hy. My klikker is aan. Die bloed van Jesus het begin praat op daai Vrydag wat ons vandag celebrate. Die bloed van Jesus praat vandag nog in die hof van die hemele namens ons. Openbaring 12:10 sê, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat julle of ons aankla voor ons God dag en nag. Want daar's twee stemme in die hemel. Daar's die stem van jou vyand en daar's die stem van die bloed. Namens ons teen die aanklagte wat die vyand wettiglik teen jou hou, daarteen spreek. Iets anders sê as wat veroordeling sê, iets anders sê as wat jou sonde sê, iets anders sê as wat jou vloek en jou swakheid sê. Die bloed van Jesus sê, jy is vry, jy is vergewe, jy is geregverdig. Die stem van die bloed van Jesus praat nie oordeel nie, dit praat genade. Praat nie veroordeling nie, maar verlossing. Amen. So kom ons kyk na wat die eerste bloed in die Bybel gesê het, gepraat het. In Genesis het ons vir Kain, jy sal onthou Kain slaan vir Abel dood. Ons het altyd op sonnaarskool het ons so 'n liedjie gehad dat Kain slaan vir Abel dood, sê skreeu ra, Moses gryp die ice cream kar en sit hom agterna. Maar die Bybel sê, en die Here kom na Kain wat sy broer doodgeslaan het, in Genesis 4:10, luister wat sê hy, en hy sê vir hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Nou weet jy wat, is dit nie interessant dat toe Adam in die tuin geval het nie, dis die eerste ding wat God doen toe hy na hom toe kom, is die eerste vraag wat God hom vra, is nie, wat het jy gedoen nie,
Eerste vraag wat God hom vra is, waar is jy? Die eerste stem van God is nie veroordeling nie. Maar hier het 'n onskuldige man gesterwe en sy bloed het uitgeroep na God toe. En dis interessant. Maar hier vra God vir Kain, wat het jy gedoen? Want onskuldige bloed roep uit na my toe. Want bloed praat. Bloed roep. God sê die stem van jou broer se bloed roep na my van die aarde af. Die eerste stem van onskuldige bloed het vir geregtigheid geroep, het vir terugbetaling geroep, het vir skuld geroep. Abel se bloed het gesê, iemand moet betaal vir wat met my gebeur het. Maar op Goeie Vrydag kom daar 'n ander stem. Anders ook as onskuldige bloed wat vergiet is. En die bloed van Jesus sê, spreek 'n beter woord as Abel. Dis 'n beter woord. Daar is krag in die bloed van Jesus. Goeie Vrydag het die bloed begin vloei toe hulle hom geslaan het, toe hulle hom aan 'n kruis vasgenaal het, toe hulle doringkroon en hom sy rug mee geslaan het. Die bloed het begin vloei en terwyl sy bloed vloei, roep dit na God, vergewe hulle, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, Jesus het geen versoeningswerk in die hemel gedoen voordat hy vergifnis op aarde gegee het nie. Eerste ding wat hy doen, is hy sê, Vader, vergeef hulle. En die Vader sê, Jesus sê, Vader, vergeef hulle. Toe hy dit sê, is daar 'n aardbewing. Toe Jesus sê, Vader, vergewe hulle, is die voorhangsel geskeur van bo na onder. En die bloed het begin vloei vanuit die kruis op die aarde, reg deur die doderyk tot op in die hemele in, voor God se teenwoordigheid. En dit roep en praat en sy stem is nog dieselfde vandag as wat dit was aan die kruis. Grafte het oopgegaan toe die bloed daardeur gevloei het. Sy eie bloed as offer aangebied in die hemel. En die Bybel sê dat Jesus vat toe die skuldbrief van jou sonde. Die uitspraak van die hof wat sê jy is skuldig. Vat die skuldbrief en Jesus vat dit en hy slaan dit aan die kruis vas. Hy klim af, maar wat hy aan die kruis los, is ons kwytskelding. Sodat vandag as jy na die kruis kyk, dan sien jy nie jou sonde nie. Jy sien die brief van die hemel wat sê jy is vergewe. Jy is geregtig. Die nota wat aan die kruis hang nou, is nie Jesus nie, maar dit is die kwitansie van jou verlossing en van jou redding. Kolossense 2:14 sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Jesus kon nie sê, in die hande gee ek my gees oor, voordat hy gesê het, Vader, vergeef hulle nie. Jy weet, ons moet maar vergewe. Ons moet maar vergewe. Miskien moet ek hierdie grapie eers by my vrou bygehardloop het, maar ek sal hoor. 'n Man koop 'n cockatiel en op pad huis toe
vloek hierdie koketiel en praat verskriklik lelik. Die man is geweldig teleurgestel in sy koopie en hy dink hy gaan hierdie voël 'n les leer. Toe hy by die huis kom, sit hy hom in die vrieskas. En na so rukkie, toe is daar woelinge en toe raak dit stil. En toe dit stil raak, maak hy die deur weer oop en uit kom die koketiel. En die koketiel sê vir hom: "Meneer, ek is innig en opreg jammer oor wat ek gesê het. Ek sal nooit weer in my lewe vloek nie." Die man sê: "Is reg, ek vergewe jou." Die koketiel sê: "Kan ek u net iets vra? Wat het daai arme hoender daar binne gemaak?" Amen. Miskien moes ek dit eers bel. Ek wil vir u sê, elke wond van Jesus praat. Elke druppel bloed gee 'n boodskap. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Amen. Ons weet dat die bloed van Jesus het op 6 plekke op aarde gevloei en 1 plek in die hemel, 7 plekke. En toe die priester daai besprenkeling 7 keer met elke offer doen, het hy nie geweet wat dit beteken nie, maar ons weet vandag. Wat sê die bloed? Eerstens van die doringkroon wat op sy kop geplaas is. Die bloed van die doringkroon van sy kop spreek van die vloek wat gebreek is oor ons lewe. Ons sien hier 'n plek waar daar dorings en distels op die aarde kom, is wanneer die vloek oorgedra word aan die mens. En die Bybel sê in die aarde het dorings en distels opgelewer, maar die bloed van die doringkroon spreek van die bevryding van die vloek in ons lewens. Die doringkroon spreek van ons gebroke, vervloekte gedagtes wat weer heel gemaak kan word. Maak nie saak wat gebeur het in jou lewe nie. Die bloed van die doringkroon dek die gedagtes, die denke van die mens, en die bloed het gevloei. Ons dorings, ons angste, ons skaamte, ons vervloektheid het Jesus op hom geneem. Hy sy bloed sê, jy kan vrede hê. You can have the mind of Christ in a world that is in turmoil. Amen. Waar die bloed vloei van Abel in die Ou Testament, roep dit na die ongeregtigheid van die vaders van die 3de en die 4de geslag om oor hulle te kom en die vloek moet aan te gaan. Maar die bloed van die doringkroon van Jesus stop die vloek van die bloedvloek van ons families. Dit roep nie meer na die 3de en die 4de geslag nie. Eksodus sê, want nou roep die bloed van Jesus na sy barmhartigheid vir 1000 generasies. That means that God's mercy outweighs his judgment. The curse is to be on the 3rd and the 4th generations, but the mercies of God is for 1000 generations. Wat sê die bloed van sy hande? Het spreek van wat Jesus gedoen het. En sy hande roep na vergifnis. Hulle spyker sy hande aan 'n kruis, maar Jesus spyker ons skuldvryheid, ons skuldvrystelling aan die kruis. Sy hande vir ons kwytskelding. Hande in ons lewens praat van dit wat ons gedoen het. Jy doen iets met jou hande, ons foute, ons dade.
Die bloed van sy hande sê, jou hande kan gewas word in ons skuld. Genade spreek namens wat ek met my hande gemaak het. En dis hoekom ek my hande kan ophef vanoggend en ek kan die Here loof. Because this is holy hands. These hands have been redeemed. That's why I can lift it up and say, praise the Lord. En dis jou hande is een van die dinge op jou liggaam wat die meeste kieme dra en daarom is hoekom mense hande was voor die eet. Maar God se hande, Jesus se hande het aan alles wat vuil was in hierdie wêreld geraak. Sodat ek my hande kan ophef en sê ek is gewas in die bloed van die lam. Die priester moes voordat hy voor God verskyn, moes hy sy hande was. En dis interessant dat toe Pilatus Jesus onskuldig bevind en na die skare toe gaan, toe sê julle gaan 'n onskuldige man, gaan julle vandag kruisig. Hy sê ek gaan en hy gaan na 'n bakskorrel toe met water en hy was sy hande. Kom ons lees dit en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar verder eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Ek dank die Here vir sy bloed wat op my en op my kinders gekom het. Wie van u kan die hande opsteek en sê, ek is vry? Deur die bloed van Jesus. Die merke van sy deurboorde hande sal altyd daar wees. Wanneer ons in die hemel kom, gaan daar merke nog steeds, niemand van ons gaan merke hê nie. Jesus gaan die merke aan sy hande en aan sy voete hê, sodat ons vir ewig kan onthou wanneer ons hom sien, wat hy vir ons gedoen het. Hande is belangrik. Hoe weet 'n lewensredder wanneer iemand in die see in die moeilikheid is? Hy moet jou hande sien. En ek hoef nie sê, ek dink dit is wat God sien elke keer as ons hande ophef. Die bloed van sy voete. Voete praat van die rigting en die paaie waarin ons gestap het. Sy voete word vasgespyker. Voete praat van ons het afgedwaal. Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Wie van u is so dankbaar dat die Here in jou pad ingekom het? Wat verdwaald was. Maar die bloed sê, jy kan jou pad weer terugvind na die kruis en herstel word. Dat wat ek nou ook al waar ek gewandel het, kan die Here my terugbring na die kruis. Die bloed van sy voete sê, Satan, jy is onder my voete. Jy is onder my voete. Die bloed van sy rug. Wat sê dit? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. The stripes, by his stripes I am healed. Amen. Jesaja 53:5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 39 houe praat van elke spesifieke siekte wat op 'n menslike en in 'n menslike liggaam kan wees. 40 houe sou die doodstraf wees in die Romeinse tyd.
maar hulle het 39 gegee net om nie die wet te oortree met 'n mens nie. En elke hou van Jesus spreek van 'n spesifieke lyding waardeur jy gaan. Herstel vir elke area van jou lewe en herstel van elke wond wat jy dra. Die bloed van sy rug sê genesing is beskikbaar. Amen. Die bloed van sy sy. Dis so mooi. Die Bybel sê dat 'n soldaat het 'n spies in sy sy gesteek en bloed en water het gevloei. Wat sê die bloed van sy sy? Die bloed van sy sye praat van 'n nuwe geboorte, 'n nuwe begin, 'n nuwe verbond wat gesluit is met ons, met die kerk van Jesus. Toe die water uitgekom het, sê dit dat hy nie net ons vergewe het nie, maar dat hy ons ook met water gewas het. Nie net het bloed gevloei nie, maar water het gevloei. En die geboorte en ontstaan van die kerk kom uit die sy van Jesus se wond. Jy sal onthou toe toe Eva uit Adam geneem is, het hy na haar gekyk en hy het gesê, sy's gebore uit hom uit. En hy kyk na haar en hy sê vir haar, been van my gebeente en vlees van my vlees. En toe die kerk van Jesus en toe jy gebore is uit die sy van Jesus Christus uit, kan God nou sê, been van my gebeente en vlees van my vlees. Want ons kom uit sy sy. Water en bloed het gevloei. Nuwe lewe het begin. Halleluja. En dan die bloed van sy sweet. Jy onthou dat hy in die tuin van Getsemane het hy bloed gesweet. Sê die Bybel, ons lees dit, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning begin bid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed af op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom om Jesus te soen. Just before the betrayal, Jesus sweat blood. He knew a betrayal was coming. Jesus wasn't betrayed by a sword. He wasn't betrayed by an enemy. He was betrayed by someone close to him. Because the blood of his sweat reminds us that we can recover from the hurt of betrayal. The hurt of betrayal. Wie sal verloon? Wel, die ergste is om verloon te word deur 'n Christen. Amen. Dis erg genoeg wanneer die wêreld en onregverdige mense teen jou opstaan. Maar hoe verwerk jy die wond van verraaiing van 'n broer, van 'n suster? Wel, the blood of Jesus' sweat can heal you. Die diepste wonde in ons lewens kom nie van ons vyande nie. Dit kom van mense naby aan ons.
Judas het iets moois gevat en gebruik vir iets boos. And sometimes the most painful moment is not the cross, but it's the kiss before the cross. It's the kiss before the cross. But Jesus allowed him to kiss him. And listen what Jesus says, the response of Jesus, Matthew 26:50. And Jesus kissed him and called him friend. Jesus kissed him, called him friend. Soen van verraaiing het nie Jesus gestop om te vergewe nie. Jesus kissed him and called him friend. You might be betrayed by a kiss, but you are restored by the blood of his sweat. The cross of Jesus is God's kiss to a dying world. The cross of Jesus Christ is the kiss of God for a dying world. Bybel sê, die Ou Testament sê, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Wel ek wil vir u sê, in die sweet van Jesus se aangesig sal ons verlossing en redding sal ons hê. Die bloed sê, dit is volbring, tetelestia. Dit is volbring. Dit beteken betaal in vol, skuld gekanselleer, weergebore uit sy, been van sy been, vlees van sy vlees. Die bloed vanoggend vertel 'n storie van jou herstel, van jou voltooiing. Dit is volbring. Die toegang na God is nou oop. Moenie dat die beskuldigings van die vyand jou uithou nie. Die Bybel sê, deur die bloed van Jesus kan ons nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons genade kan ontvang. Die voorhangsel staan oop vanoggend, prys die Here. Wat maak ons buite? Enige iemand kan kom, enige tyd, enige plek, enige rede, met vrymoedigheid. Die bloed roep en dit sê, kom, kom. Jy weet, sataniste is gefassineer met bloed, want daar is krag in die bloed van Jesus. Wanneer die vyand sy stem aankla en beskuldig, dan sê die bloed, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Die vyand sê besoedel, die bloed sê gereinig. Die vyand roep onwaardig, die bloed sê ek is waardig. Wanneer die vyand jou verlore en waardeloos laat voel, laat die bloed van Jesus jou voel dat jy behoort. You belong. Jy is nou been van sy been en vlees van sy vlees. That's why it's Good Friday. Amen. Die hemel was donker op daai Vrydag, in die middel van die dag. Maar die bloed se stem is gehoor in die hemel en op aarde. Dit sê, kom. Come. It's time to set you free. Kom, miskien is dit nie die bloed van die sweet van Jesus wat jou verloning wil neem nie, maar jy moet kom. Miskien praat dit die bloed van sy doringkroon vanoggend met jou en dit sê dat ek het nodig om van die vloek gebreek te word. Ek roep na die bloed van die dorings. Miskien is dit jou hande wat ek gedoen het.
Here, ek roep na vergifnis van dit wat ek gedoen het. Miskien is dit jou voete. Here, ek roep en ek vra vergifnis van wat ek en waar ek geloop het. Miskien is dit die bloed van sy wat sê, Here, ek het behoort aan dinge waaraan ek nie behoort het nie, maar nou behoort ek aan U, gebore, wedergeboorte in Jesus. En miskien is dit die bloed van sy sweet wat jou vanoggend wil herstel van verloning, betrayal. But the blood is available. Would you stand with me? The blood is available. The blood is available. Ek weet nie wat se een van die stemme wat ek van vanoggend gepraat het, wat die bloed roep en sê, is in u lewe van toepassing nie. Maar wil u nie vanoggend, as daar een spesifiek stem van die 7 plekke waar sy bloed gevloei het, met jou praat vanoggend nie? Wil jy net die oë sluit waar hy is? En as u die bloed van Jesus nodig het, ek vra hom net die hand op te steek waar hy is.